Ek wil dalk miskien vanmôre dalk iets vreemds doen, maar die ou voor jou en die ou agter jou, jy het nie 'n idee wat in sy lewe aan die gang is nie. Vanmôre het ons vir 'n klomp mense voor die diens gebid. En ons weet nie wat in elkeen se lewe aan die gang is nie. En ek wil vir jou vra, as jy wil, net dalk jou ou net voor jou. Partykeer is dit goed om net te voel, dat jy nie woorde nie, maar wanneer iemand net sy hand op jou skouers sit, dan voel jy dit al klaar beter. As dit moontlik is vir jou, wie net jou hand net voor op jou ou, net voor jou se skouers sit. Ons bid vir mekaar. My Vader, dankie vir wie U is. En U vir die disippels gesê dat in hierdie wêreld sal jy dit moeilik hê. En die feit dat ons gelowige mense is, en U kinders is, en vir U ongelooflik lief is, beteken nie dat ons lewe net maanskyn en rose is nie. Daar's ook uitdagings en hindernisse. Of dit gesondheid is, en of dit finansies is, of dit in verhoudings is, of dit seer is, hartseer is. Dis ook deel van ons pakkie wat ons elke dag dra. Maar Here, ons bid vanmôre dat U ons sal seën. Ons bid vir genesing, waar daar ongesteldhede is. Ons bid vir finansiële deurbrake, Here. Ons bid vir verhoudings. Ons bid vir die verherstel van verhoudings. Ons bid, Here, dat U mense sal seën, en dat U goedheid en die guns, U seën en U beskerming oor hulle lewens die wag sal hou. Ons verklaar vanmôre, Here, U is koning. Ons verklaar vanmôre, Here, dat ons behoort aan U. En daarom is ons in goeie hande. Ons is in U hande. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie. Kan jy se plek neem? Ek sien ook vir Janay en Leon en hulle kinders, en ons dink aan julle vandag, Janay, met die afsterwe van haar pa en hy Boysen, wat 'n groot rol in die leierskap van hierdie gemeente oor baie jare lank gespeel het. En ons wil net vir julle sê as familie sterkte, en ons dink aan julle. Dit is goed om in die huis van die Here te wees, né? Dis lekker. Dis ons huis, dis ons plek. En ek wonder of nie hulle is hier, daar sit hulle, Matt, Desiree, dis vandag julle huweliksherdenking. Is ek reg? Het jy onthou? Dis die regte antwoord nou. En ons wil dit vir julle spesiaal maak, en ek wil vra dat julle na vore sal kom. Ons gaan 'n geleentheid gee vir ons tieners om uit te beweeg na tienerkerk toe. Julle is welkom. Julle moet nou vorentoe kom, dis nou hier. Julle wil ons nou op 'n Sondag julle huweliksherdenking vier en in die kerk wees. Undercover, nee, hier ontbloot ons vir jou ou maat. So ons sê huwelik is vir ons belangrik, en ons wil ons huwelike wat op 'n Sondag gevier word. Nee, boy, hoe nou? Wil ons saam met julle celebrate. Julle staan voor honderde mense elke dag, elke oggend van julle lewens. Ja. So, ons wil vir julle bid. Steek julle hande uit na Matt en Desiree, ons wil vir hulle bid. Hemel Vader, dankie vir hierdie twee besonderse mense. Dankie vir U goedheid en die guns oor hulle lewens. En dankie dat ons vandag saam met hulle hierdie wonderlike dag kan vier. En Here, my gebed is dat hulle elke oomblik, elke dag sal bewus wees van U liefde en U teenwoordigheid. Sal bewus wees dat hulle is in U hand. Sal bewus wees, Here, soos ons gebid het dat U hulle koning is. En so bid ons dat U hulle sal beskerm. Dat U nie net vir hulle sal beskerm nie, maar ook vir hulle kinders en kleinkinders, almal vir wie hulle lief is. En dat U goedheid en die guns en die seën oor hulle lewens die wag sal hou. En ons bid dit alles in Jesus naam.
En ons almal sê, amen. Geluk. Daar's hy. Jy mag ongesond eet, okay, dis op ons rekening, okay. As jy kwaad is, haal dit môre uit op Naas, Alida, wie is nog by Matt, wie is nog betrokke? Laat hulle sweet, okay. As jy 'n Bybel by jou het, kan jy oopmaak by Nehemia. Nou, jy moet eintlik huis toe gaan en hierdie volgende paar aande moet jy die hele boek Nehemia lees om die hele globale prentjie te kry van wat daar gebeur het. En ek gaan net so klein stukkie lees, maar baie praat, maar kan nie alles lees nie, so ek wil jou regtig vra dat jy dit sal gaan lees. En ek wil vanmôre met jou praat oor dat jy is gemaak vir meer. Jy is gemaak vir meer. Hoe dikwels aanvaar ons nie net maar die status quo van die lewe nie. Aanvaar ons nou maar net die verhoudings waarin ons is. Of dalk die huwelik waarin jy is. Ons doen dit vir die afgelope 20, 30 of 40 of 50 jaar, so en dis maar hoe dit is. En dit is niks anders as 'n groef waarin ons val nie. Iemand het eendag gesê dat die verskil tussen 'n graf en 'n groef is net sy diepte. En wanneer jy in daai groef verval, dan moet daar begin 'n rooi ligte flits om te sê, maar jy is besig om te stagneer. Ek dink die Here het vir ons soveel potensiaal gegee. Hy het soveel drome vir ons. En daardie drome stop nie. Daai drome is altyd vars en is altyd nuut. Dis asof die Here wil sê, ek is bly jy's hier, maar daar is nog meer. En so ook in ons lewens is daar meer en meer en meer, maar ek en jy kies om te stagneer. Ek en jy kies om maar net die normaal te aanvaar as die lewe. En tog inherent glo ek elkeen van ons wil dieper, wil beter in alle dimensies van ons lewens ingaan. En so kom die Here ook en hy gee vir ons drome en hy maak iets in ons harte los en dan is dit waar dit stop. En ek wil graag met jou praat oor 'n gewone man met die naam Nehemia, wat hom in 'n vreemde land bevind as gevolg van ballingskap. Maar hy kry 'n hart vir 'n saak. Kom ons lees Nehemia 2 vanaf vers 1 tot 5. Nehemia kry toestemming om Jerusalem te herbou, so opskrif. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie. Maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is, in puin lê en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Net tot sover. Ek dink ons leef in 'n tyd, ons leef in 'n plek waar families en gemeenskappe, gemeentes miskien voel soos Jerusalem in Nehemia se tyd. Die mure is plat. Dit lyk of alles net in mekaar gestort het. Die mure is plat, die poorte is verbrand. En in hierdie konteks ook van pyn kan ons dit ook trek na ons eie mense toe, na ons verhoudings toe, na stikkende emosies toe. Miskien na moegheid, geestelike moegheid, verwarring, wat dit ook al mag wees. En jy wonder dalk vir jouself, hoe kan ek dit weer regmaak? Hoe kan ek dit weer opbou? En ek glo dat die Here in vandag se tyd normale mense soos ek en jy roep om buitengewone dinge te doen.
soos Nehemia dit gedoen het. Nou as ons kyk na Nehemia, sien ons dat hy was 'n gewone man gewees. Ons kyk na Nehemia en ons sien dat hy was maar 'n skinker gewees. Hy was 'n skinker in die koning se diens gewees. Alhoewel dit 'n posisie van hoë vertroue was, want hy het baie naby aan die koning gekom. En dan eendag kom mense uit Juda uit en hulle vertel vir hom wat in Jerusalem aan die gang is. Nou dis ongeveer 1600 kilometer van waar hy is. En hy hoor dat Jerusalem lê nog steeds in puin. Die mure is nog steeds verwoes. Dit gaan sleg met die volk. Die stad is onbeskermd. Dit gaan net power vrot met die mense in Jerusalem. En dan lees ons dat toe hy die nuus hoor, toe hy eenkant toe gegaan en hy het gaan huil. Hy het gaan sit en huil. Maar hy het ook verder gegaan. Hy het ook gaan bid daaroor en hy het gevas daaroor, want dit het sy hart geroer. Dit was vir hom iets wat naby in die hart is. Asof hy vir homself gesê het, ek kan nie niks doen nie. Ek moet iets doen. En so sien ons, gaan hy na die koning toe en hy gaan vra vir hom 'n paar goed. En die koning help hom met beskerming en boumateriaal. Hy gee vir hom verlof om te gaan. En jy sien dat in daardie konteks gee die Here vir Nehemia guns om terug te kan gaan. En hy gaan terug in Jerusalem, roep die mense bymekaar, hy sê kom laat ons hierdie muur weer bou. 52 dae lank het hulle gebruik om hierdie onmoontlike taak eintlik te doen. Ten spyte van kritiek en spanning en beproewing, staan hy vas en hy druk deur en hy herstel daardie mure. Maar wat leer ons uit Nehemia se lewe uit? Ons leer daaruit dat Nehemia het sy probleme na die Here toe gebring. Nehemia het sy hart na die Here toe gebring. Sy eerste reaksie was nie gewees om planne te gaan maak nie. Sy eerste reaksie was gewees, Here, ek het die wysheid nodig. Ek het nodig dat U vir my moet vertel en moet help wat ek moet doen. Ons doen soveel dinge maar net omdat ons te doen. En dan bid ons na die tyd. Want Nehemia leer vir my en vir jou om eers te bid. Om eers daardie vrede te kry, om eers daardie rustigheid te kry. Soos Paulus ook sal sê, maak met alles met dank en smeking aan God bekend. En wat gebeur dan? En die vrede wat die hart en die verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou. En in sy gebed erken hy wie God is. Hy erken God se grootheid. Hy erken Israel se sonde. Maar hy praat ook oor God se beloftes en sy afhanklikheid teenoor hom. Asof die Here gebruik my as U instrument. En dan het hy nie by bid gebly nie. Dis nie net waar hy vasgehaak het nie. En nadat hy met die Here ontmoeting gehad het, sien ons, het hy opgestaan en het iets gedoen. En die koning sien sy hartseer en hy vra hom. En toe hom vra, maak hy die deur oop. En dit is asof Nehemia vir hom net sê, stuur my net. Stuur my terug. Ek het hierdie hartsbegeerte, ek het hierdie passie, ek het hierdie dryf. Hy sê vir die koning, stuur my. Hy het die probleem geïgnoreer nie. Hy het nie maar net verby dit gekyk en geglo, dit sal nog beter word nie. Ek is 1600 kilometer daarvan af, dit is nie eintlik my verantwoordelikheid nie. Dis die ouens wat daar bly, ek gaan dit aan hulle oorlaat, hulle kan dit doen. Nee. Hy het nie gewag dat iemand anders moes opstaan nie. Hy het nie gewag dat iemand anders die inisiatief neem nie. Hy het nie by homself gedink, ek is nie goed genoeg nie. Hy was bereid gewees om op te staan, en omdat hy opgestaan het, het die Here hom geseën. En het hy vir hom goedheid gegee, het hy vir hom guns gegee. Ek dink baie keer moet ons ook net bietjie kyk om ons. En ook erken wat in ons lewens aan die gang is.
Partykeer moet jy ook kyk en sien en erken dat ons is nie op 'n goeie plek nie. Miskien moet jy vir jouself kan erken, ek is moeg. Miskien moet jy na jou gesin kyk en erken en sê, maar ek sukkel. Ek sukkel in my huwelik. Ons mis mekaar. En dit is besig om in 'n pynhoop te verander. Ons kyk na gemeenskap en ons sien die stikkenheid. Ons sien die seer, ons sien die hartseer. En dit is belangrik om eerlik te wees. Dit is belangrik om na jou lewe te kyk en eerlik te wees en dit te call by the name. En te sê, maar ek sukkelde met dit. Ons is op daai plek. En ons het nodig om dit te herstel. Ons sien hy het teruggegaan na die volk toe. En hy het met hulle gaan praat en gaan motiveer. Die mooi wat ek lees in hierdie hele storie is, waar hy sê dat julle sien die ellende waarin ons verkeer. Kom laat ons die muur van Jerusalem opbou. En ek dink hy daar iets van kerk verstaan. Hy daar iets verstaan dat dit gaan nie oor hom nie. Dat daar moenie 'n plaatjie eendag teen die muur wees by Jerusalem sê Nehemia nie. Nehemia was die inspirasie tot hierdie muur gewees nie. Dit was vir hom ons gewees. Dis 'n ons probleem. Kom ons neem inisiatief en ons bou en ons herstel en ons maak mooi. Dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor 'n groter saak. Ons bou saam. En hierdie is 'n spanprojek. Ek dink dis die groot boodskap ook wat daar in ons lewens is. As dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor wat jy wil nie. Dit gaan oor 'n julle. Dit gaan oor ons. En hoe ons dit beter kan doen. En dan moet ons vir mekaar sê, met elke inisiatief, met elke poging, met elke iets wat jy wil doen of aan wil werk, is daar teenkanting. Ek het so vinnig net gaan kyk, en ek gaan nou nie oor hulle in detail praat nie, maar daar was 'n man gewees, Sanballat, 'n amptenaar van Samaria, daar was 'n man, Tobia, hy was ook 'n leier gewees, en ons kyk na Gesem, en ons sien dat hierdie ouens het alles in hulle vermoëns gedoen, om of sy karakter aan te val, of hulle het gegaan en hom aggressief hanteer, krities gewees, gespot, vals stories versprei. Hulle wou alles doen om hierdie werk te stop. Hulle wou die volk ontmoedig. En hulle wil Nehemia heeltemal net diskrediteer. Maar Nehemia volhard. En hy staan vas. En hy weet wat van hom verwag word. My vraag vandag is met my en met jou, hoe pas dit op ons in vandag se lewe? God bou deur mense wat bid. Dis die eerste taak is gebed, dis nie beplanning nie. En God gebruik gewone mense. God gebruik mense wat nie perfek is nie. God gebruik mense wat die bal in die lewe mislaan. Hy gebruik ouens, doodgewone mense soos ek en jy. En as hy hierdie skinker kon gebruik het om 'n stad te herstel, kan hy jou gebruik om ook 'n verskil in jou huis, in jou kinders, in jou huwelik, jou finansies, jou geloof, jou gemeente weer op te bou. God wil dit herstel. Ek glo dit met 100% met my hele hart. Hy wil herstel. Hy wil nuut maak. Hy wil 'n nuwe lewe gee. Hy wil weer geleentheid gee dat mense hulle mekaar vind. Hy wil die huwelik beskerm en tot sy volheid bring. Hy wil verhoudings herstel. Hy's 'n God van verhouding. Dis vir hom belangrik.
Maar hy roep jou en hy roep my om na eerste tree te neem. Dit is baie maklik om te sê ek wag. Dit is baie maklik om te sê die tyd is reg nie. En al wat besig is om te gebeur is dat mense bly in daai stikkenheid. Mense bly in daai gebrokenheid. En dit skep weer geleentheid vir ander probleme. Dis dalk 'n preek op sy eie. Wat verlang jy? Wat wil jy herstel? Wat sien jy raak in jou lewe wat stikkend is, wat in pyn lê? Wat sê die Here vir jou in jou hart, waarin jy moet aandag gee? Wat moet jy doen om daar 'n bietjie instandhoudingswerk te doen? Ons almal weet wat gebeur as jy nie instandhouding doen nie. Die probleem raak net al hoe groter en groter en groter. Jy die vermoë, jy die mag om 'n verskil te kan maak. Wil jy ook sê, Here stuur my, gee my die geleentheid, laat ek die inisiatief neem om dit wat stikkend is, dit wat gebroken is, te herstel. Miskien staan ons eendag voor die Here, en die Here sê vir ons, jy was bewus van daardie situasie. Jy was bewus gewees van daardie stikkenheid en daardie gebrokenheid, en jy het niks gedoen nie. Jy het die geleentheid gehad om 'n verskil te kom maak, maar jy het 'n geleentheid gemis. As jy vandag hier sit en jy sê, my lewe is normaal, wil ek vir jou sê, kom uit die normaal uit. Want as jy net normaal is, dan beteken dit jy is tevrede met waar jy is. Smag na iets meer. Smag na iets dieper. Smag na iets groter. En beleef God se volheid en sy hand in jou lewe. Die duiwel het ons oortuig dat as iets stikkend of gebreek is, of mekaar te sê dis oukei. God sê dis nie oukei nie. Werk daaraan. Daar waar jy sit, ek gaan sommer vra dat jy net jou oë toemaak. Wat is daar in jou lewe wat bouwerk nodig het? Is dit dalk jou verhoudings, jou huwelik, jou kinders, verhoudings by die werk? Wat sê die Here, nie ek nie, wat sê die Here vanmôre in jou hart? Wat is stikkend? En dat is my gebed, dat jy ook soos Nehemia sal sê, Here, stuur my om dit te herstel. Laat ek inisiatief neem om hierdie gebrokenheid en hierdie stikkenheid wat ons beleef, dat ons dit kan herstel. Here, dankie vir die Heilige Gees wat oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Die Heilige Gees wat ons attent maak op situasies wat dalk nie reg is nie. Here, my gebed vanmôre is net dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons ook sal sê, Here, stuur my. Gebruik my as 'n instrument. Maar Here, dat U ook mense vanmôre sal honger maak vir meer. Meer in hulle huwelike, meer in hulle verhoudings. 'n Hart sal ontwikkel, Here, om nie net tevrede te wees nie, maar ook honger te wees vir ons gemeenskap en die uitdagings wat ons daar sien. Here, gebruik ons. Dankie vir die krag, dankie vir U bystand, dankie dat U ons nooit alleen sal los nie. Maar Here, dis nodig dat ons daai eerste tree sal gee
So ook in Nehemia het U vir hom guns gegee, het U hom geseën in dit wat hy moes doen. En soveel te meer sal U dit ook vir ons doen. Dankie dat ons kan weet U is vir ons lief. Dankie dat ons kan weet, Here, U is 'n goeie God. En dankie dat ons die voorreg het om U kinders te mag wees. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.